Ons is vanoggend by mekaar om 'n tafel en op die tafel is die brood gebreek en die bloed is gestort en daarom bid ons vanoggend veral vir almal in die wêreld wat stikkend is, wat bang is, wat alleen is, wat verlate voel. En ons steek vanoggend die Christuskers aan as 'n kers wat vir ons herinner dat Christus ons vredevors is. As daar enigiemand is van julle wat aan die einde van die diens of deur die loop van die diens 'n kers wil kom aansteek, is julle baie welkom. Vir die wat nou inkom, daar is nog baie plek daarbo. Ek sien daar kom nou nog mense van die pad af, baie teologies. So daar is nog 'n bietjie plek bo, Rian.
Die mense daarbo, as julle so 'n bietjie kan opskuif dat daar aan die kante plek is, dan sal dit vir almal help. Dankie. Rihanna is nog plek bo, hoor. Kom ons word net stil. O liefde onbegrens, skryf diep in alle harte die woord, aanskou die mens. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Skepper, wat ons nooit los nie. Van ons Verlosser, wat nie aan sy goddelikheid vasgeklou het nie, maar dit ter wille van ons laat gaan het. En van die Heilige Gees, wat ons vandag voed, en wat vir ons vanoggend kom herinner. Amen. Ons gaan staan en dan gaan ons saam 'n bekende lydingslied sing, lied 387, die eerste 3 verse, O Heer, uit bloed en wonde. In 'n wêreld vol woorde wat al hoe minder beteken,
En in 'n wêreld vol beelde van vernietiging, wat ons maar baie magteloos laat voel, is ons vanoggend om die kruis bymekaar. In 'n wêreld vol magsvertoon, word ons vanoggend herinner aan die weerloosheid van liefde. Goeie Vrydag was nog nooit 'n dag van baie woorde nie. Dit is nie altyd maklik om te verduidelik en te verstaan nie. Ons woorde is mos maar soms skraps. So miskien moet ons vanoggend stil staan by wat ons het. Ons is saam en ons is saam om die tafel. Ek wil hê ons moet eers bewus word dat ons saam is. Dat ons 'n gemeenskap van heiliges is. Dat hierdie ruimte vol is. Dat ons verlang het om hier te wees. Dat ons nie alleen is nie. Dat die Gees van die drie-enige God ons hierheen gebring het vanoggend. Miskien omdat ons verlang, omdat ons honger is, omdat ons stikkend is, omdat ons onseker is, omdat ons dankbaar is, en dat ons diep weet, ons kan eintlik nie anders nie. En ons is saam hier vanoggend nie net met die mense wat jy nou kan sien en dan kan vat nie. Ons is ook vanoggend saam met duisende miljoene om die wêreld, deur hierdie dag, wat al vir 40 dae pad stap. Ons word saam gebind, ons is ingedoop, ons is nooit alleen nie. Ons is deel van 'n verhaal, ons bid saam, ons luister saam, ook op hierdie roudag. En as ons saam om 'n tafel vanoggend, is maar altyd sleg dat ons nie om die tafel kan sit nie. So julle moet julleself eintlik verbeel, dis 'n baie lang tafel. Of is 'n tafel en ons sit in sirkels om die tafel. Ons is om die tafel. En ons is saam om die tafel en op die tafels is tekens. 'n Geheimenis, 'n misterie wat vir ons so moeilik is om te verduidelik. Aan die een kant is dit tekens wat heenwys, vir ons herinner. Maar die tekens maak ook teenwoordig deur God se Gees. Ons weet net nie hoe nie, ons weet net dit gebeur. Dit is 'n gebroke liggaam en bloed. En as ons nie woorde het nie, dan praat die sakrament. En die sakrament praat deurdat ons dit proe, deurdat ons dit ruik, deurdat ons daaraan vat, deurdat ons dit sien. Dis die brood en dis die wyn. En dit bring troos. Maar dit is ook die brood en dit is die wyn wat ook protes is. Ek dink soms ons het vergeet ons is protestante. Die woord het ontstaan uit protes. Ons is protestante. So die tafel is ook nie net 'n plek van troos nie, dis 'n plek van 'n nee. 'n nee teen alles wat nie die evangelie is nie. 'n nee teen magsbeheptheid en triomf. 'n nee teen vernietiging van alles wat mooi en goed geskape is. 'n nee teen haat. 'n nee teen maklike antwoorde. Maar die tafel konfronteer ook. Dit herinner vir ons dat ook Judas saam met Jesus aan die tafel gesit het. Dat die tafel nooit uitsluit nie. Dat dit nie eers die wat ons in ons harte al lankal uitgesluit het, uitsluit nie. Ons is saam, ons is om die tafel, en die tafel is 'n tafel van troos, van protes en van hoop. En daarom wil ek hê ons moet onsself toelaat om ook in die oomblik te wees. Ons lewe in 'n baie vinnige wêreld. Ons wil baie keer goed net fast forward. Ons wil nou al op Sondag wees. Ons is nie daar nie. Ons is by die kruis. Ons is op die tafel. Hier is nie vinnige antwoorde nie. Ons is hier. En dis hier waar ons saam gaan luister uit Psalm 22 en Markus 5.
Want toe die auteurs van die evangelies probeer sin maak het van die kruis, het hulle woorde gebruik wat bekend is, psalmwoorde, die woorde waarmee Jesus groot geword het, die woorde wat Jesus self geken het, die woorde wat Jesus gebid het. So ek gaan vir ons lees uit Psalm 22 en dan ook sien hoe hierdie woorde opgetel word in Matteus en in Markus, so ek gaan ook vir ons 'n gedeelte lees uit Markus 15. En ek gaan dit vir ons stadig lees. My God, waarom het U my verlaat? Waarom is U ver daarvan om my te verlos, ver van die woorde wat ek uitskree? My God, ek roep bedags, maar U antwoord nie. Ook snags, maar daar's geen rus vir my nie. U is tog die Heilige. U heers waar die lofliedere van Israel opklink. Op U het ons voorouers vertrou, hulle het vertrou en U het hulle bevry. Tot U het hulle om hulp geroep en hulle het ontvlug. Op U het hulle vertrou en hulle het nie beskaamd gestaan nie. Maar ek is 'n wurm en nie 'n mens nie. Bespot deur mense, verag deur die volk. Almal wat my sien, dryf my met my die spot, hulle gryns en hulle skud die kop. Wend jou tot die Here en laat hy hom bevry, laat hy hom red, as hy hom goedgesind is. U is immers die een wat my uit die baarmoeder gehaal het, my op die borste van my moeder laat vertrou het. Op U is ek aangewese van die moederskoot af, van my geboorte af is U my God. Moenie ver van my bly nie, want die nood is na my, daar's immers niemand wat help nie. Baie bulle het my omsingel, maar die sterkes van Basan het my vasgekeer. Hulle het hulle monde teen my oopgesperk soos 'n leeu wat verskeer en brul. Soos water is ek uitgestort. My hele gebeente val uitmekaar. My hart het geword soos was. Dit het in my liggaam gesmelt. My krag het uitgedroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. In die stof van die dood laat U my lê. Inderdaad, honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurboor. Ek kan al my bene tel. Hulle staar my aan met leedvermaak. Hulle verdeel my klere onder mekaar en hulle lood oor my boklere. U Here moet tog nie ver van my bly nie. My bron van krag, kom my gou te hulp. Dan lees ek vir ons uit Markus 15 vanaf vers 32. Toe die 6de uur aanbreek, het dit oor die hele aarde donker geword tot die 9de uur toe. Op die 9de uur het Jesus met 'n harde stem uitgeroep: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Wat as dit vertaal word beteken: my God, waarom het U my verlaat? Toe sommige van die omstanders dit hoor, sê hulle: kyk, hy roep vir Elia. Iemand het gehardloop 'n spons met suurwyn deurweek, dit op 'n riet gesit en vir hom gehou om te drink met die woorde: wag, laat ons sien of Elia hom kom haal of nie. Jesus het met 'n harde stem uitgeroep en sy asem uitgeblaas. Die voorhangsel van die heiligdom is in twee geskeur van bo tot onder. En toe die centurion wat reg oorkant hom gestaan het, om sy asem so sien uitblaas, sien hy
sê hy, hierdie man was werklik die seun van God. Daar was ook vroue wat op 'n afstand gekyk het, onder wie Maria Magdalena, Maria die moeder van jong Jakobus en Joses en Salome. Dit is die vroue wat hom toe in Galilea was gevolg en bedien het. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem gegaan het, was ook daar. Ek wil stil staan by een beeld in vers 22, wat verlatenheid, God verlatenheid verwoord. Ek gaan dit weer vir ons lees, vers 10. U is immers die een wat my uit die baarmoeder gehaal het, my op die borste van my moeder laat vertrou het. Op u is ek aangewese, van die moederskoot af, van my geboorte af, is u my God. Dit was net so getref in die tyd, dat Jesus vir God Abba genoem het, Vader. 'n baie meer intieme en persoonlike aanspreekvorm as Vader. En dat in sy angs aan die kruis ervaar het, dat dit die God is, wat Abba is, wat nie daar is nie. Of wat hy nie ervaar daar is nie, of nie sien daar is nie. Of wat sy sintuie en sy angs vir hom vertel, nie daar is nie. En in hierdie psalm wat 'n klaagpsalm is, Psalm 22, skryf die psalmdigter oor God as die God wat hy nog altyd geken het as die een wat betrokke is van geboorte af. Wat hom uit die baarmoeder uitgehaal het en op die borste van sy ma neergeplaas het. Dat hy deur hierdie moedersorg iets ervaar het, dat hy gevoed en versorg is. 'n sagte daar wees, wat hom verbind het aan God se trou. Die Abba is die een wat hom geplaas het op sy ma se lyf. En dit maak hierdie teks so treffend, sleg treffend, want dis die God wat dan nou nie hoor nie. Die God van voed, versorging, intieme ouerskap. Dit is die God wat Jesus ervaar dat hy van verlate is. Die nabye God. Die Nederlandse teoloog van Ruler sien God verlatenheid as erger as nood en sondeskuld. Hy praat van 'n val deur 1000 dieptes. Die psalms wat ons nou gelees het, is die mees menslikste boek. Ons lees dit, ons hoor dit en ons kan daarmee identifiseer. Iets van die psalmdigter weerspieël iets wat ons al ervaar het in ons lewe. En as Jesus die psalm spreek in sy eie godverlatenheid, dan is dit mos nou die mees menslike ervaring. Dis juist die mees verskriklikste kruiswoord wat die mees menslikste woord is. En dit is wat ons vanoggend saambind. Dis in die menslikheid van Jesus wat ons hoop, verlossing en heil lê. Dit is in die vleeswording van geboorte af wat die Irenaeus het gepraat van, dit is die spulpunt van ons verlossing, is die karne, die vlees. Ons heil lê in die menslikheid van 'n godverlate God. Dit is die plek in die menslikheid van Jesus waar ons verlos word. Op geen ander wyse is God met ons daardie dag nie.
en ook nie met ons vandag nie, want soos ons hier vanoggend sit, is dit die plek waar God is. Ons menslikheid, ons vleeslikheid, wat ons aan mekaar bind, maar wat ons ook verbind aan die kruis. Dis net in hierdie Godverlatenheid van 'n mens, waar die diepte van God te vind is, en nêrens anders nie. Want dan herinner dit vir ons dat daar nie 'n niks of 'n donker is, waar God nie is nie. Hy is ook in dit, in hierdie donkerte, in die niks. In die tekste wat ek gelees het, is daar twee goed. Daar's 'n aanklag, en daar's 'n klag, 'n klaag, jammer. Daar's 'n aanklag en 'n klaag, en dis wat ons vanoggend moet hoor, voor ons saam om die tafel kom sit. Die eerste is die aanklag. En dit kry ons in Markus 15, as ons dit kies om so te lees, want die woorde van die soldaat, en dis hoe ek het wil lees vanoggend, is die woorde van die soldaat, eintlik die centurion, is eintlik 'n aanklag. Want dit herinner ons aan die insig, dat die diepte van ons sonde 'n misverstaan is, 'n miskyk, 'n nie raak sien nie, 'n nie besef nie. Hy sê eintlik, hierdie was werklik God se seun, en dan wil ek dit parafraseer, hy sê, maar hoe het julle dit nou misgekyk? Hoe het julle dit nou misgekyk? Hierdie was werklik God se seun. Het julle nie gesien wat hy doen nie? Het julle nie gesien wie hy is nie? Hoe het julle dit misgekyk? Jesus die misgekyke, die misverstaande, die verlate. Ons vreugde om die tafel kom dan uit 'n baie vreemde plek. Nie uit die skrapsheid van ons woorde nie, nie in ons verstaan of verduidelik nie. Ons kan nie verduidelik hoekom ons dan om die tafel van die misgekykte en die misverstaande dankbaar is nie. Vreugde vind nie. En dan is dit tog so. Want daar's iets van, jy het hom misgekyk. Jy kyk hom vandag nog mis, want Jesus, God lyk eintlik nooit soos wat ons dink hy moet lyk nie, so hy verskyn elke dag, maar ons kyk hom mis, want ons het gedink hy moet anders lyk. Hy kom gewoonlik in die mense wat ons nou dink, het sal nou nie die een wees en wie God na my toe kom nie. Ons sien hom uit die klaag, waarom het u my verlaat? En dan in hierdie aanklag en in die klaag, lê die egtheid, die diepte, die realiteit van ons heil. En daarin lê ons vreugde en ons dankbaarheid. En ons kan dit nie verduidelik hoe dit werk nie. Dis uit al die gestroopdheid waar die liefde en die krag van medelee lê. Dat in die aanklag, wat ook teenoor ons gerig word vandag, maar uit die klaag, waar Jesus eintlik die woorde wat ons soms ervaar uit ons monde uitneem, en in dit sterf, in die egtheid daarvan, lê ons heil, die diepte van ons verlossing. En dan miskien was daar ook 'n teken daardie dag, en ons kyk miskien die teken mis. Ek het bewuslik aangelees in Markus 15 tot aan die einde. Want net soos daar tekens is vir oggend, wat vir ons herinner aan ons vryspraak, was daar daardie dag ook tekens. Dat God nie weg is nie, al ervaar Jesus hom nie, of ons soms ook nie. Want daar was mense om die kruis.
sy ma, ander vroue, het daar gestaan, die wat vir hom versorg het, hom nooit gelos het. Miskien was hulle daar op die rand, daar die vroue wat op 'n afstand gekyk het. Miskien was hulle daar op die rand, miskien was hulle die herinnering, dat in hierdie godsverlatenheid, die Abba nie weg was nie. Nie in die diepste, of in die donkerte, of in die angs, of in die vrees nie. Daar was reeds 'n teken. Amen. Ek wil vir ons saam lees uit die formulier. Die Here het self die nagmaal ingestel en daarvan getuig Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag wanneer hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daai drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die nagmaal is 'n gedagtenismaaltyd. Die Here het by die instelling van die nagmaal gesê, gebruik dit tot my gedagtenis. In die nagmaal dink ons terug aan die lewe van Jesus en in die besonder ook sy dood op Golgotha. Wanneer ons die brood en die wyn sien, sien ons in ons gedagtes die hele lydensweg van Jesus voor ons afspeel, waar hy homself verneder het deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. Hoe hierdie vernedering telkens tydens sy aardse bestaan verdiep en uiteindelik daarop uitgeloop het, dat hy homself verder verneder het deur gehoorsaam te wees tot in die dood, ja die dood aan die kruis. Ons dink daaraan en verkondig dit aan almal, hoe Jesus sy lewe vir ons gegee het, hoe hy soos 'n koringkorrel in die grond geval en gesterf het, hoe hy die lydensbeker gedrink het, en hoe hy van God verlate was en uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit deur God verlaat sal word nie. Die nagmaal is 'n waarborg van ons verlossing, hier en nou. Terwyl ons die nagmaal gebruik, verseker die Heilige Gees ons van die verlossing wat ons reeds in Christus ontvang het. Daarom weet ons so seker as wat die brood voor ons oë vir ons elkeen gebreek word, en so seker as wat die wyn voor ons oë vir ons elkeen geskink word, ja, so seker as wat ons dit met die mond eet en drink, en ek wil byvoeg, ruik, proe, vat. So seker het ons deel aan Christus, aan sy sterwe en opstanding. Hierdie waarborg hy seisoenverdienste vir ons, so volledig asof ons self voor God gestaan het, self die straf en opgestaan het, daarvoor gesterf en opgestaan en ons geregtigheid voor God verwerf het. En die sekerheid wat hierdie waarborg ons gee, is nie gegrond op ons gevoelens of stemmings nie, maar op die tekens uit die hand van die Here. Dit is in die Here self gevestig, selfs daar waar ons verlate voel. Hy het immers gesê, dit is my liggaam en dit is my bloed. Al sou alle ander dinge onseker wees, en sou alle ander waarborge tot niet gaan. Hierdie sekerheid en hierdie waarborg bly vir ewig staan. Die hemel en die aarde sal vergaan, maar my woorde nooit. Kom ons staan en dan bely ons almal saam ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gelei is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van die sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ek kan maar sit. Ons gaan nou na die koor luister, terwyl die diakens vir ons die tafel in gereedheid bring. Die ouderlinge wat saam met die tafel sit, kan maar kom. Ons sit lekker op mekaar vanoggend. Kom maar sit. Kom ons bid net saam. Here God, ons sit net vanoggend om die kruis. Ons sit in ons menslikheid en ons sit in dankbaarheid. Ons sit in 'n stuk verslaandheid, maar sit ook met ons hande oop om te ontvang. Ons is diep bewus dat alles genade is, dat ons ingedoop is in die dood en ingedoop is in die opstanding en dat ons nie aan onsself kan dink sonder om aan U te dink en ons nie aan U kan dink sonder om aan onsself te dink nie. Mag U deur die Heilige Gees by hierdie tafel van troos en die tafel van protes, tafel van konfrontasie, maak die tafel van hoop ons vanoggend voed. Amen. Ons gaan nou die tekens uitdeel, die van u wat besoekers is, die druiwesap is in die middel, en dan gaan ons die tekens by onsself by julle hou, totdat ek dan die woorde gaan instel, of die tekens gaan instel as almal ontvang het. Dankie.
Behalwe nou hier vir die middelblok, is daar iemand daar bo wat miskien met die brood of die wyn of die druiwesap oorgeslaan is? Korreg. Enigiemand anders? Onder, almal reg. Dankie. Gaan jy vir hulle vir die diakens gee? Hierdie is 'n misterie groter as woorde, dat die brood wat ons breek, die liggaam is van ons Here Jesus Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek het tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy bloed, sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes.
Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie blyheid toereken en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons ongeregtigheid nie. Want so groot as die afstand tussen die hemel en die aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. En so ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Here God, U wat ons skepper is, U wat ons verlosser is, U wat ons trooster en heiligmaker is. Ons staan en sit vanoggend om by die tafel met 'n diep dankbaarheid. Dat U vir ons kom herinner dat in die menslikheid van die angs en U dood ons nooit ooit weer van God verlate sal wees nie. Here, mag ons anders gaan leef in hierdie wêreld. Mag ons gaan wys dat liefde groter is as krag en triomf. Dat die weerloosheid van liefde alles oorwin het. Mag ons vanuit die gebrokenheid van U liggaam so gaan leef, dat ons kan gaan wys dat die heil lê in die diepte van verlatenheid, in menslikheid, maar dis ook waar ons hoop lê. Mag ons nooit ophou lief hê nie. Mag ons nooit ophou uitnooi nie. Mag ons nooit ophou omhels nie. Mag ons nooit ophou om te dien nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus wat gesterf het, sodat ons vir ewig kan lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die koor wat vir ons weer 'n lied gaan sing.
Ons sê baie dankie aan die koor. Ons het nou ook geleentheid om die Here met ons offergawes te dien. En dan sê ek nou voor ek vergeet, dat as julle uitloop nou, dan kan julle kelkies net saamvat en buite in die bakke daar by die deur sit. Here God, alles wat ons is en alles wat ons het, kom van U af. Ons kan nie aan onsself dink sonder om aan U te dink nie. Ons kan nie aan U dink sonder om aan onsself te dink nie. Daarom vra ons dat U vir ons die wysheid sal gee om dit wat ons na U toe te bring, so te gebruik dat dit sal wees tot die uitdra van U liefde. Amen. Ons gaan saamstaande sing lied 393 vers 1 tot 3, middelpunt van ons verlange, en ek gedink ek wil net twee sinne vir ons lees uit vers 3 uit. Dis die van julle, dis daarom nog van die wat liedboeke in julle huise het. Hoe jonger hulle raak, meer verdwyn die liedboeke, maar in elk geval, dis die mooiste woorde, veral 393, en dan in vers 3 sing ons, Heiland,
U pyl ons verlange, dieptepunt en verste vlug. Kom ons staan, nou sing ons al drie die verse van 393 en bly staan vir die seën. Mag die drie-enige God julle seën en julle beskerm. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die Here sy aangesig na julle toe elkeen oplig en aan julle vrede gee. En mag julle nooit vergeet dat Jesus Christus gesterf het, sodat ons kan lewe en in oorvloed. Amen.